Mossie, kyk hoe verskriklik groot is daardie walvisse. Waar's Agie? Hy het beloof hy gaan saam met ons kom kyk. Ja, dis waar. Wonder waar is hy heen? Hey, gepraat van. Jene ouma, jy lyk soos 'n kersboom, jong. Kom sit, jy is laat vir die fliekant. Ons het vir jou popcorn gemaak. Dit ook nog. Ek het vergeet. Mossie, haal die noteboekie maar net hier iewerste uit, of as jy iewers een het, dan skryf jy eens fliekant op en plak dit net iewerste waar jy plek kry. Kokkie, ek kom sodra ek al hierdie ander goed op my lysies klaar het. Man, wag, laat ek nou eers sien wat staan hier alles. Gaan stap saam met Blertes. O, Letters is my vriend Kobus se skaap. Ek het beloof ek saam met hom stap. Was kaptein Knorrel se boot? O, ja. Ek het beloof ek sal hom help, want ag sies tog, sy arm is bietjie seer en sy boot is baie vuil. Gaan vang vis saam met Fani. O, tog, Fani, ek het laas keer nie by hom gaan kuier soos ek beloof ek gaan nie. En nou gaan ek die keer ookies almal kan visvang nie. Julle, ek is jammer. Ek gaan ookies saam met julle kan fliek kyk nie. Ek het nog nie eens alles neergeskryf wat ek nog moet doen nie. Agie, jy kan nie ander goed beloof vir mense en nie doen wat jy beloof het jy gaan doen nie. Ag, Kokkie, almal doen dit. Dis maar net hoe dit gaan. Mens kom nie altyd by alles uit nie. Volgende keer dan probeer ek net weer. Dit is so erg nie. Ja, maar dierbaar, is jy betroubaar as jy dit doen so? Betroubaar? Mossie, ek weet nie wat jy bedoel nie. Dierbaar, jy laat my nou dink aan 'n verhaal in die Bybel. Van iemand wat ook beloftes gemaak het en toe nou nie heeltemal daarby uitgekom het nie. Kom ek vertel vir jou wat gebeur het. Ontmoet vir Jona. God het 'n spesiale werk vir Jona gekies. Hy het vir Jona gevra om die mense van Ninive te gaan sê dat hulle nie sulke vreeslike verkeerde dinge moet doen nie. Ja, Jona het besluit dat hy dit nie gaan doen nie. Hy het sy tasse gepak om ver weg te gaan, sodat hy nie die werk hoef te doen nie. Jona wou nie gehoorsaam wees nie. Hy wou ook nie sy bes te gee nie. God wou vir Jona gebruik, maar Jona was nie lus nie. Ja, maar God het weer vir Jona 'n kans gegee. God het 'n groot storm op die see laat kom. Die mense op die boot was baie bang. Jona het besef dat dit sy skuld is dat God die storm gestuur het. Hy het toe vir die mense gesê om hom uit die boot te gooi. Toe hulle hom uitgooi, het die storm opgehou. Kan ek vertel? Hier is my gunsteling deel. God het toe 'n groot vis gestuur om vir Jona in te sluk. En hy was vir 3 dae en 3 nagte lank in die vis se maag. God het hom daar binne in die vis se maag laat lewe. Jona was jammer dat hy nie sy beste gegee het nie en dat hy nie gehoorsaam was nie. Hy het vir God gevra of hy nog 'n kans kan kry en God het vir hom nog 'n kans gegee. Die vis het hom toe uitgespoeg. Hierdie keer het Jona nie weer weggehardloop nie. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy het die mense vertel van God en hulle het besluit om nie weer sulke verkeerde dinge te doen nie. Ja, dit is 'n mooi verhaal in die Bybel en ek weet dit regtig gebeur. Maar ek is nie soos Jona nie. Ek het nie weggehardloop nie en nie geluister nie. Ek het net te veel goed wat ek moet doen. Nee, Agie, maar jy het vir mense beloof dat jy goed gaan doen wat jy nie gedoen het nie. Ons moet nie beloftes maak aan mense as ons dit nie gaan doen nie. Is nie. Dierbaar, dink jy mense gaan jou weer vra om iets te doen as jy die hele tyd sê jy gaan iets doen en jy doen dit nie? Jong Skarreboel, ek dink ons moet vir hom 'n liedjie sing. Dalk gaan hy beter verstaan. Staan op en sing saam met ons. Ag toe. As iemand dalk 'n gunsie vra, dan sê ons vinnig ja. En dan begin ons maklik van al die werk te kla. Ons mag goue belofte, ons doen dit elke dag. En dan is daar 'n hele lys van werkies wat bly wag. Wees betroubaar, liewe dierbaar, wees altyd eers gereed om alles wat jy doen en sê met duimpies op te meet. Wees betroubaar, liewe dierbaar, dit moet jy onthou. Beloftes mag nie breek nie, jy moet hulle hou. Wees betroubaar, liewe dierbaar, sê liewer eerder nee, as jy weet dat jy nie jou heel beste sal gee. Wees betroubaar, liewe
Ag julle, dit was nou lekker en dit was baie mooi. Maar dit is moeilik. Ek wil vir alles ja sê en ek wil my beste gee, maar daar's net so baie om te doen. Dit is mos nie so erg om net partykeer nie iets te doen nie. Ag, jou hart is mooi want jy wil almal help, maar om mense seer te maak deur nie te doen wat jy vir hulle sê jy gaan doen nie, maak dat hulle nie God se liefde kan raak sien nie. En God wil hê ons moet juis mense lief hê en hulle nie seer maak nie. Ja, dierbaar. Ons God doen wat hy sê hy gaan doen. Hy is 'n betroubare God. Prediker 5 vers 5 in die Bybel sê vir ons, ons moenie beloftes maak as ons hulle nie kan hou nie. Dan moet ons eerder dit nie doen nie. Dierbaar, wat dink jy sal gebeur as God vir ons in die Bybel sê, hy beloof om vir ons te sorg, maar dan doen hy dit nie? O, Jenne, ek sou nooit vir jou geglo het as God iets gesê het nie, of 'n belofte gemaak het nie. Ai, ek wil eerder my beloftes hou, en wanneer ek 'n belofte maak, dan wil ek hou daarby en dit doen. Ja, okay, ek hoor julle. Sal julle my verskoon? Ek gaan maar vir Fanie bel en hoor of hy nie saam met my ou blertes wil gaan laat stap nie. Dan doen ek daarom 2 dinge wat ek gesê het ek gaan doen. Ons is trots op jou maatjie. Sien vir julle. Tara.